praat 'n paar oomblikke met jou oor hand vir effektiewe bediening. En ek wil vir jou die gedeelte lees, die woord van die Here, en spesifiek uit Efesiërs 4, vers 11 en 13, hy sê, en hy, Jesus, het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, anders herders en ander as leraars. En by hierdie oomblik wil ek dan sê ook, ek glo met my hele hart, jy kry ook verskillende tipe gemeentes. En hierdie, sê ek omwonde, is 'n apostoliese gemeente. Hierdie is 'n apostoliese gemeente. Hier is 'n apostoliese stem wat besig is om nie net Suid-Afrika te impakteer nie, maar ek wil vir julle sê, ek glo die SADC lande is besig om te hoor wat hierdie gemeente besig is om te doen. Deel van die PPK is ons besig om magtige, kragtige werk te doen in Suid-Afrika. So Jesus het gegee, sommige as apostels, dan ander as profete, evangeliste, herders en leraars. Daarom is dit vir my van kardinale belang om elke jaar seker te maak dat hierdie vyfvoudige bediening moet iewers te hier funksioneer in hierdie gemeente. Ek dank die Here dat ek kan die verklaring maak dat al 5 van hierdie vyfvoudige bediening funksioneer in hierdie gemeente. Maar dan kry jy spesialiste wat ek van tyd tot tyd laat inkom. Laat die gemeente ook bewus raak van die vyfvoudige bediening. Om te kan sê, maar nou verstaan ek die situasie. Hoekom het Jesus dit gedoen? Hy sê, om die heiliges. Nou kan ek hoor, wie is die heiliges vanmôre in hierdie plek? Hier is 'n paar heiliges. Kan ek sien die bloedgewaste kinders van die Here, wat Jesus aangeneem het, as hulle saligmaker. Kan ek julle hoor vanmôre, want die Bybel praat van julle vanmôre. Kan ek die heiliges hoor vanmôre? Daar sê, dankie. Om die heiliges toe te rus vir lekker kerkhou. Dienswerk. Tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. In gewone Afrikaans, dat ons almal volwasse kinders van die Here kan word. Amen, dat jy nie stryd vat nie, dat jy nie duiwel vat nie, dat jy nie by die huis bly nie, omdat iemand jou nie gegroet het nie, en omdat iemand nie op jou sitplek gesit het nie. Jy het die volwasse kind van God geword, want yster slyp yster, so slyp die een kind van die Here, die ander kind van die Here, en ons laf mekaar, en ons is kwaad vir mekaar, en ons kinders van mekaar, en dan bely jy weer voor die Here, en jy kom en jy hak die boeta, en jy hak die sissa, en jy besef, ek het hom en haar nodig, en ek moet stop met my nonsens. Want ons almal het nonsens in ons lewens. Amen. Ons almal het nonsens in ons lewens. Nou gaan hy verder, dan sê hier in die Passion Translation 12, that their calling is to nurture and prepare all the holy believers to do their own work of ministry. Amen, amen. 13. These grace ministries will function until we all attained oneness into the faith, until we all experience the fullness of what it means to know the Son of God. Die intieme verhouding met die Here. Nou steek gou jou hand so op, veral jou ringhand. Nou wil ek gou mooi verduidelik, miskien het jy al hierdie prentjie gesien. Jou duim, maak jou duim so, ek hoop jy het 'n duim, hier's 'n paar wat hulle duim verloor het in die proses. Jou duim is die apostel. Die duim kan elke ander vinger raak, raak hom aan, hy kan elke vinger raak. Die apostel is eintlik maar net die gatekeeper. Hy maak die platform oop vir die bedieninge om te ontstaan. Dis hoekom, jy kry pastore, hier is my kansel, die Here bewaar, dis my kansel. Niemand gaan ek hier toon, hy nooi niemand uit nie, hy gee niemand kans nie. Nee, hy is net die pastoor, want sy verjaarsdag geskenk is die grootste, hy wil met niemand anders dit deel nie.
Hy wil alleen verhoging kry, hy het nie eens personeel nie. Die Here weet, dis my kansel, my kansel. Hy rig niemand op nie, hy raak stok oud. Here moet hom hy wil nie eens op pensioen gaan nie. En ek dank die Here daarvoor. Dis reg, dis wonderlik. So die apostel help dat mense in hulle bediening begin inskuif. Amen. Sodat die werk van die Here kan aangaan. So jou wysvinger, wys jou wysvinger, dis die profeet. Hy wys die rigting na Jesus toe. Amen. Weg van jouself af na Jesus toe. Die lang vinger, ek gaan hom nie alleen wys nie. Die lang vinger, die ene wat uitstaan, dit is die evangelis. Hy reik uitreik, siele, het gaan vir hom net oor siele. Wonderlik, die Here, vir fenomenale evangeliste, wat ons het, in die gemeente en in Suid-Afrika, evangeliste. En dan die ene met die ring aan. Raai wie sy? Is die pastoor. Hy het 'n covenant. Hy staan in verhouding met die gemeente. Hy is lief vir die gemeente. Sy mense, is God se mense. Hy beskerm hulle, besoek hulle, hospitaal, daar, beraad hulle. Hy is die pastor, is die pastoor. Hy het die ring aan. Dan hierdie ou klein vingertjie, hierdie pinkie, wat kan hy nou doen? Daar's geen vinger wat so lekker in 'n oor kan ingaan nie. Watter ene gebruik jy wanneer jy vlieg en jou ore slaat toe? Watter ene? Definitief nie die duim nie. Ek het dit nog nooit gesien ou kom met 'n duim daar nie. Ek sien elke keer wanneer ek in 'n vliegtuig is, sien ek ons maak so. Want dis die enetjie wat op daai plekke inkom waar die ander vingers nie kan inkom nie. En dis die teacher om die ore oop te maak. 5voudige bediening. Ons het dit nodig. En nie een van hulle kan missing wees nie. Weet jy hoekom? As die duim weg is, gaan jy nie kan lekker vashou nie. Amen. Is so, daar's movement, maar geen duim nie. Jy het nie 'n grip op die bediening nie. Ons het die 5voudige bediening nodig. Maar nou wil ek iets demonstreer vir julle. Ek wil gou iets demonstreer, so Jackie, laat ons gou iets demonstreer hierso. Dit is wonderlik wat ek nou gaan demonstreer. Om vir julle te besef, daar's iets anderste, ook in verband met die ander hand. Hier is die 5voudige bediening, maar daar's 'n ander hand ook wat ons nodig het. As ek net een hand het, en ek moet hierdie swaar voorwerp, moet ek nou na my toe trek. Ek is nou op hierdie posisie. Nou moet ek hierdie in trek. Maar ek het net een hand. Dit is nogal 'n moeilike besigheid, hoor. Ek het vir Anton gevra vir my 'n kontrapsie saam te sit, sodat ek 'n demonstrasie kan doen, dat julle dit nooit sal vergeet nie. Die besigheid kom nader, maar nie soos wat dit moet nader kom nie. Ek het die ander hand nodig. Stem julle. Want kyk hoe stadig vat dit. Watch now. As dit nie net hierdie hand is nie, maar hierdie hand, julle gaan uitvind wat is hierdie hand. En mag julle dit nooit vergeet nie. Mag julle in die huis rondloop, apostel, profeet, evangelis, pastoor, leraar, teacher. Maar wat van hierdie hand? Kyk as hierdie hand bykom. Kyk hoe vinnig beweeg het nou. Wil julle uitvind wat is hierdie hand? Jy kan 'n wonderlike apostel wees. Dankie my pastor. Jy kan 'n wonderlike apostel wees. Jy kan 'n kragtige apostel wees. Maar as jy nie hierdie hand het nie, gaan jy nie effektief wees nie. Jy kan kragtig wees vir 'n tydperk, maar iets gaan jou inhaal.
as jy nie hierdie goeders het nie. Wil julle uitvind wat is hierdie goed? Is julle reg om uit te vind? Hier kom het die duim, wat weer jou hand so, tel hy duim op. Die duim, weet jy dat die duim is die sterkste vinger? Die duim is die sterkste vinger. Die duim sê vir my een ding. Die duim is die bediening van die vrug van die Gees. Ons het die vrug van die Gees nodig. Die vrug van die Gees is die karakter van Jesus. Jy kan 'n wonderlike profeet wees, maar as jy nie liefde het nie, smash jy die saak op. Hoor jy vir my? Jy kan 'n fantastiese apostel wees, maar as jy nie liefde het nie, gaan jy nie die karakter van Jesus wys nie. Hy is 'n profeet wat waaragtig 'n profeet is in die land. Hy is genuine profeet, maar die Here weet, ek sal hom nooit weer in hierdie kerk toelaat nie. Nooit nie. Want een van die apostel, en ek sê nou nie ek is apostel nie, hoor nou net vir my, maar een van sy werke is, as hy 'n gatekeeper is, laat hy sekere goeders toe, hy laat goeders in, en sekere goeders maak hy die hekke toe en sê, Nate, Tikkie, jy gaan nie die kerk van die Here skade aandoen nie. En daai profeet is besig. Hy's 'n skerp profeet en hy's 'n waaragtige profeet. Maar die Here weet, hy het geen van die vrug van die Gees by hom nie. Ons het saam met hom gaan eet in 'n restaurant. Hy gedra hom soos 'n vark. Dat ek wil opstaan en wegloop. Ek kan nie glo dat 'n kind van God so kan optree nie. Kan nie glo nie. En dit is nie net ek wat dit ervaar nie. Die pastore praat ook. Jesus, hulle kan ook lekker skinder, die pastore, hoor. Hulle kan lekker. Hulle praat ook. En sê, daai ou, die Here weet, sal ons nooit weer toelaat nie. Hy gee nie tips nie. Hy behandel die waiters soos varke. Dis nie eens hulle fout nie. Dis die kok wat die moeilikheid gemaak het, maar nou word hierdie ouetjie uitgetrap. En sy gesindheid wys glad nie Jesus nie. Hey, maak jy ek het toe. Vrug van die Gees, het die duim nodig. Nou wat is die vrug van die Gees? Jy dalk nie weet nie, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. As jy nie vriendelikheid het nie, jou getuienis kry skade. Amen. Die Here het my gered, broers. Ek is gered. Ek dien die Here vir 40 jaar. Jy gaan baie siele wen vir die Here, hoor, met jou getuienis. Vriendelikheid. As jy nie lankmoedigheid en vrede in jou binneste het nie, gaan jy bid, en jy gaan bid, en jy gaan bid, en jy gaan ander en sê, ag nee, die ding werk nie, want jy het nie vrede nie. Jy het nie vrede. So ons het die vrug van die Here nodig. Amen. Die volgende ene, die wysvinger. Wys hom gou. Wys die wysvinger. Wys hom na my toe. Wys hom na die persoon langs jou. Raai wat, hy wys weg van jou af. Dit gaan oor, dis jou getuienis. Dis die vinger wat wys, nie na jou nie. Te veel ons praat van ek, my, ons. Verstaan jy? Me, myself en I. Daai driekies. Me, myself en I. Hulle wys soontoe. Nee, kom aan. Jesus. Die Here het my verlos. Die Here het my vrygemaak. Die Here het my gered. Ek was verlore. Ek was op pad hel toe. Maar het was Jesus gewees. Almal van ons is geroep om getuies te wees. Openbaring 12:11 sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Amen. Daarom, kind van die Here, jy kry nie die Heilige Gees om goosebumps te hê, om lekker kerk te hou, en jy kry die Heilige Gees, maar julle sal die krag ontvang, want die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem. Wat wees? Kerkgangers? Getuies wees? Waar? Ek sê dit altyd, ons wil Uruguay en ons wil Paraguay, maar ons kan nie eens omdraai nie. En die Bybel sê vir my, dat het begin by omdraai, Jerusalem, hier,
En ek dank U dat hier mense is wat ouens uitnooi kerk toe. Nooi daai bure, nooi jou vriende, nooi jou familielede, nooi hulle wat nie gered is nie, nooi hulle, want jy doen dit wat die Bybel sê, Jerusalem, en dan Judea, en dan sou men sê, ja, nou, maar wat vat julle wat nou Namibië toe was? Hey, ons het begin om die draai, en ons het spanne hier, en ons kry ouens in om opleiding te gee, en ons gaan op die strate, dank die Here, ons gaan, maar dan sê hy verder, Jerusalem, Judea, Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde, amen, raai wat nou gebeur, Amerika het al die sendelinge na Afrika toegestuur, weet jy wat nou besig is om te gebeur? Sendeling is besig om nou Amerika te infiltreer, want hulle is besig om terug te val. Hulle is besig om hulle rug teenoor die Here te dra. Nou is Afrika besig om op te staan en te sê, hoor die woord van die Here, die vinger word gewys na Jesus toe. Amen. En dan die middelvinger. Wat is die middelvinger? Hy staan mos uit. Jy sien mos, wat is my middelvinger? Ek hoop nie, hy is afgesny nie. Party so kortiekie. Hy is so kort, hy is afgesnyd, iewers in 'n vleissaag beland en sulke. Maar die meeste van ons het nog 'n lang middelvinger. Hy staan uit, jy sien hom, hy staan uit. Weet jy wat is jou middelvinger? Hoe jy hierdie vyfvoudige bediening kan effektief maak, doeltreffend maak en kan kragtig maak. Jou bediening kan effektief en kragtig kan maak. Weet jy wat is dit? Dis jou autoriteit in Christus Jesus. Jy is nie hier jy nie. Jy het autoriteit. Jy het gesag. Jy het mag. Kind van die Here, lank genoeg het die duiwel gedikteer. Jou huis, hoe situasies gaan uitspeel. Ek sê, voetsak, I've got authority. Die Here geef my krag en autoriteit. Daarom sê die woord van die Here in Lukas 9:1 sê, en hy het sy 12 disippels saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels. Daar is nie een duiwel wat uitgesonder is uit hierdie. Al die duiwels, sterk man, groot man, vet man, klein man, maar man, in die hemel, onder die grond, elke liewe duiwel is onder jou voete. En het jy gesag en krag om siekes te genees. Hier is 'n ander skrifgedeelte. Lukas 10:19 sê die volgende, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en, dis nie daai goedjies wat werklik so is nie, dit is daai duiwels, dis al daai duiwels. Een wat steek, een wat pik, jy kry hulle, oral, kry jy daai goeders. Om op hulle te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. As jy in die autoriteit van Christus Jesus stap, sal jy ervaar oorwinning in die Here. Al stamp hulle jou voertuig, al steel hulle jou Hilux-bakkie, al doen hulle al die dinge, dink, nou het te kom, dan ry jy maar net 'n beter voertuig volgende keer. Hoe kry jy dit reg? Autoriteit in Christus Jesus. Amen. Ek het hoofpyn gehad in die hoërskool. Skrikkelik hoofpyn. En ek ervaar net, hier voor my is 'n ouetjie, en ek touch hom. Hy sit in die Engelse klas, dis hoekom ek seker so swak is in Engels. Touch hom so, ek sê, het jy hoofpyn? Hy sê, verskriklik. Ek sê, ek ervaar dit. Ek sê, weet jy, Jesus kan jou gesond maak? Hy sê, ja. Ek sê, kan ek vir jou bid? Hy sê, ja, asseblief. Ek sê, Heer, ek bestraf daai hoofpyn. Ek sê, hoe voel jy? Hy sê, is gone. Ek sê, myne ook. Autoriteit, gesag, heerskappy in Christus Jesus. Amen. Amen. Halleluja, die ringvinger. Jy sê, o, kind van die Here, geen bediening kan suksesvol wees sonder die ringvinger nie. Geen bediening kan suksesvol, raai wat is die ringvinger? Bediening van intersessie. Ek is nie 'n intercessor nie.
belou nie. Jy is, as die Here, weer eens, Ronnie se woorde, môre by Krooftrek, julle moet Krooftrek bywoon, die Here, gaan jou bless, Krooftrek. Ronnie sê die volgende, hy sê die Here sê vir Job, Job, jy het nou alles verloor. Job, bid vir jou vriende. Here, jy verstaan seker nou nie. My vriende het niks verloor nie, ek het alles verloor. Nou, hoe moet ek vir my vriende bid? Hy red 'n kabel nie met die Here nie. Hy bid vir sy vriende. Raai wat gebeur? Die Here verander die lot van Job. Amen, die oomblik toe hy vir sy vriende bid, toe verander die Here sy situasie. Intercessie is baie belangrik. Daarom sê die woord van die Here, 1 Timoteus 2 vers 1 en 2 sê hy, in die eerste plek vermaan ek dan, dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegging gedoen moet word, vir alle mense, tot vir Malema. Amen. Bid vir die president. Bid vir jou vyande. Bid vir die kommuniste. Bid vir die ateïste. Bid vir die ANC. Bid vir die DA. Bid vir die munisipaliteite. Bid. Bid. Sê saam met my, bid. Kom in die gaping. Kom in die gaping. Ek is op die Montana groep. Die Here weet as die krag weer afgaan. Dis nag. Fisies en geestelik, dis nag. Hulle vervloek, hulle bestraf. Hulle stem al, hulle verkies al, hulle niemand sê, dis tyd om nou te bid, broers. Niemand waag gedaan nie. In die eerste plek, voordat jy die SMS stuur, voordat jy die WhatsApp stuur, in die eerste plek, voordat jy die WhatsApp stuur, voordat jy die oproep maak, in die eerste plek, doen smekinge, gebede, voorbedes, danksegging gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons rustige en stil lewe, vol krag en energie en elektrisiteit kan lei in alle godsvrug en waardigheid, want baie van ons verloor ons waardigheid, verloor ons godsvrug, oor jou taxi wat voor ons ingery het, want laas het jy vir die taxi gebid, so Here, stuur 'n trok, stuur 'n trok, stuur 'n trok, nee, Here, red hom, kan ek weer 'n uitnodiging doen vanmôre? Dink ons almal gaan, die pinkie kan oral in beweeg. Kyk wat sy geestelike gawes. Die geestelike gawes. Dis die pinkie. Nou sê die woord, maar aan elkeen. Sê elkeen. Elkeen hier vanmôre het 'n gawe. Buiten die 9 Heilige Geesgawes het ons ook die 7 genadegawes. Elkeen het gekry. Die Heilige Geesgawes met die oog op wat nuttig is, sodat die gemeente gebou kan word, gestig kan word, volwassenheid kan bereik, sodat ons mekaar kan bedien, amen, sodat jy nie raak gesien moet word nie. Alles moet wys na Jesus, sodat ons die karakter van Jesus kan ontwikkel, sodat jy, daarom het ons nodig dat die gawes moet opereer in die diens. Ek wil hê, daar moet tale gepraat word, ek wil hê, daar moet uitleg van tale wees, ek wil het hê. Maar in so groot gebou, hoor nou net vir my mooi, as jy die uitleg het, kom gou vorentoe, jy gaan dit nie verloor nie. Jy gaan dit nie verloor, kom net vorentoe, vat net die microfoon. By een van die pastore, kom net gou en sê, hoor, ek het die uitleg van die taal, en dan sal die pastoor vir my sê, yes, is reg, dan gee ek vir jou die microfoon. Daai pastoor gaan langs jou staan, as jy gaan twak praat, gaan hy die microfoon vat. So jy moet nie hier kom twak praat nie. Jy moet nie kom nonsens praat nie. Jy moet weet, dat jy van die Here gehoor het. Dis hoekom kerke dit nie meer toepas nie. Want hulle wil verhoed dat daar nonsens gepraat moet word.
Maar dis 'n plan van die duiwel, man. Ek sê dis 'n plan van die duiwel. Daai gawes moet geopereer word. Amen. Dit moet die wees. Daarom is dit nodig dat die ouens moet kom. Hulle gaan gehoor, mikrofoon gaan gegee word, en jy gaan die taal uitlê. En die gemeente gaan gestig word. Dit word gebou. Dis waarvoor die gawes is. Verstigting, bemoediging, aanmoediging, bou. Amen. Sê ek het 'n gawe. Sê Here help my om my gawe te ontwikkel, te gebruik tot nuttigheid van die gemeente. Want die gemeente, en dis ek ook, moet saamgroei sodat ons volwasse kan raak in Christus Jesus. So kyk nou die gawes. Hy sê 'n woord van wysheid, en 'n ander 'n woord van kennis, aan dieselfde gees, aan 'n ander geloof deur dieselfde gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde gees, aan 'n ander werking van kragte. Wat's dit? Wonderwerke. Vuur val, joe, daar's die vuur. Storm raak stil, joe, raak stil. Ek het soveel getuienis wat ek wil deel, maar ek het nie tyd nie. Kom diens toe. Onderskeiding van geeste is nodig in hierdie tyd, om te onderskei. Wat is die regte ding, wat is die verkeerde ding? Wat's waar en wat's 'n leuen? Jy is naderhand so ingetap met die gees van die Here, as hy ou voor jou staan, dan weet jy, hy lieg. Jy weet, jy onderskei hom. Hy lieg, hy praat sy hart uit. Jy sê kom so, jou duiwel, ek bind jou lieggees, ek bind jou, nou begin wat wou ek gesê het? Come on, you've got authority, amen. Allerhande tale, uitleg van tale, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde gees, wat aan elkeen afsonderlik uitgedeel word, soos hy wil. Amen. Net vir 'n oomblik, steek net jou hand so op, sê dankie Here, dat ek het 'n gawe, vergewe my, dat ek nie my gawe effektief gebruik nie, want ek skaam, ek is teruggetrokke, ek is bang ek vat mis. Here, geef my boldness, geef my insig, help dat ek onderskei. Dis nou die Here wat wil hê, ek moet beweeg, sodat die liggaam kan groei in Jesus se naam. Amen. Amen. Duim, apostel, profeet, evangelis, pastoor, herder, leraar. Duim, vrug van die gees, getuienis, autoriteit, intersessie, gebed, bid, gawes.